Dis nou vanmôre Moedersdag, dit is 'n baie besondere dag. Nou as u wil weet waar Ethel is, sy sit daar agter, want sy sien net 'n moeder nie, maar ook 'n ouma, en die kleinkind is hierso, so dis nou waar sy seker vandag haar tyd sal spandeer, maar ons wil vanmôre vir al ons deegsame vroue in die gemeente, al ons moeders, 'n baie geseënde Moedersdag toebid. Dis wonderlik om te sien, daar is vroue nog wat lief is vir die Here en hulle plek in die samelewing wil volstaan as vroue wat God liefhet. Ons leef in 'n tyd waar vroue probeer soos mans wees. Vroue probeer deur al die bewegings wat daar vandag is, 'n standpunt maak en 'n tipe van 'n lewe uitleef wat nie regtig ooreenkom met dit wat die skrif vir ons leer nie. En dankie vir elke vrou se sagtheid in die gemeente, vir hulle liefde, hulle omgee vir hulle man en hulle kinders. En dit is wat vir ons ook 'n bemoediging is, en ek wil vir u vra as man vanmôre, dat u opnuut die Here sal dank vir die geskenk wat hy u gegee het. 'n Vrou is 'n geskenk uit die hand van die Here. Partykeer dink jy by jouself, maar hoor hierso, miskien moes ek 2 keer gedink het, voor ek aansoek gedoen het vir hierdie geskenk. Miskien het sy al 3 keer gedink daaroor. Die punt is maar net is, Martin Luther het altyd gesê, voor jy die dag trou, kan jy die een kies, wat jy wil lief hê. Die dag as jy getroud is, moet jy die een lief hê, wat jy gekies het. En mag ons as mans, ons vroue lief hê, mag ons hulle eer, mag ons hulle respekteer. Ek dink baie keer daaraan, as ek vir Effeltjie so kyk, en dink myself, sy was ook in 'n huis gewees, waar haar pa en haar ma hoë aspirasies vir haar gehad het, en gebid het dat sy 'n man sal kry, wat die Here sal lief hê en sal dien, en ek dank die Here dat ek haar gekry het, en ek vra dikwels vir myself die vraag, of is ek die man vir haar, wat God van my vra om te wees, en ek val dikwels, en ek dryf dikwels hierdie toets, maar the Christian life is a life of new beginnings. Elke môre kan ons oorbegin, nuut begin, om die verkeerd reg te maak en die Here so te verheerlik. So, 'n baie geseënde Moedersdag vir elkeen van u, en ek het vir julle 'n besondere preek uitgewerk. Asseblief moenie dink dit's 'n kwaai preek nie, maar dit is net om u 'n mooi riglyn te gee. Ons gaan vanmôre weer oor rit praat. Rit, ek het die laaste boodskap gelos vir die Moedersdag, waar ons so 'n bietjie oor rit gaan praat. Vriende, ons bid dat dit ook 'n mooi dag sal wees, saam met u geliefdes, en dat die Here ook verheerlik sal word. Nou gaan ek vra dat ons net so sal sit, en 'n gebed sal saam doen, net vir die Here sal vra om ons harte ook voor te berei vir sy wonderlike woord. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie dag in u wonderlike naam kon begin het. Dankie dat ons die voorreg het om as gemeente saam te kom in u naam. Dankie dat ons die voorreg het om u woord in ons midde te mag hê. Dankie vir die voorreg om te weet dat u die God van hemel en aarde, die skepper, die onderhouer van u heelal, 'n besondere liefde vir u kerk het. En Here, 'n besondere liefde het ook vir die gemeenskap van die heiliges, die byeenkoms van u kinders ook in die plek van aanbidding. En wil ons vra, Here, dat u deur die werking van u Heilige Gees in ons harte sal wil, sowel as te werk na u wil en u welbehae. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir ons vroutjies in die gemeente, baie dankie vir ons moeders, dankie vir hulle wat getrou u dien en u volg, te midde van die uitdagings van ons tyd en die moeilike omstandighede. Baie dankie vir hulle wat in liefde en in getrouheid die pad saam met u stap. Dankie vir hulle opofferende liefde. Here, vir hulle toewyding, vir hulle liefde vir u en ook hulle liefde vir hulle mans en hulle kinders en die mense om hulle. En ag Here, ons besef dat nie een van hulle volmaak is nie, net soos ons nie volmaak is nie. Maar dankie dat ons 'n volmaakte God dien, wat ons oproep om in sy voetstappe te wandel. En dankie dat ons u die absolute voorbeeld kan navolg, en dat ons die wonderlike vrug van die Gees kan uitleef deur die krag van die Heilige Gees, teenoor mekaar, hulle teenoor ons en ons teenoor hulle, sodat ons as gemeente u kan verheerlik. Here, mag dit ook 'n geseënde dag wees. Ek weet, die meeste gaan 'n stukkie saam eet en saam kuier en mekaar se teenwoordigheid net geniet, en mag dit 'n besondere dag wees. En mag ons ook aan die einde van hierdie dag terugkyk en sê, geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai vir ons. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Daar is nie 'n oorgangslied nie, vriende. Ek gaan dadelik vra dat ons die woord van die Here sal oopmaak. As u die Bybel saamgebring het, ek glo u het. Dit is altyd lekker om, wanneer jy die woord oop te maak, te sien wat die Here vir ons in sy woord opgeteken het. En vir u wat nie 'n Bybel saamgebring het nie, ek lees uit die standaardvertaling van die Bybel, of die ou vertaling soos bekend staan. Ons gaan so 'n paar verse uit die boek Rit lees, en dan 'n paar verse uit die boek Spreuke. En ek gaan vanmôre met u praat oor die gedagte Rit as praktiese voorbeeld van 'n deegsame vrou,
Mense vra altyd, maar gee my 'n voorbeeld van 'n Spreuke 31 vrou. En ek dink ons gaan vanmôre by Rut sien, daar is baie ooreenkomste gewees, en ek gaan vir u 'n interessante brokkie nuus deurgee oor hierdie Spreuke 31 gedeelte, en ek vertrou dat die Here in ons harte sal werk, en as ons so deur die boodskap werk, onthou dis nie net op ons vroue van toepassing nie. Ek dink ons as mans het ook nodig om dit vir ons vroue makliker te maak. Maar ons sal sien dat die Here ook die vrou daar gegee het, daar gestel het, as die sagter een in die huis, as die een wat die tuiste skepper is. En ek moet vir u sê, as ek klaar 'n reeks dienste gehou het, of ek kom na 'n moeilike dag by die huis, en my vrou is daar, is vir my seker die lekkerste ding op aarde. Om te weet, sy is daar vir al as ek moeilik golf gespeel het die dag. Dit is vir my die lekkerste om te weet, daar is daarom 'n vrou wat my lief het, ten spyte van al my tekortkominge en al die dinge. Kom ons lees saam uit Rut, die 3de hoofstuk, ons lees daar die 8ste tot die 11de vers. U sal onthou, Boas was die losser gewees, ons het daaroor gepraat, ons het die reeks dienste uit die boek Rut gehou. So Boas was die een gewees wat Rut dan as vrou kon neem, om dan haar man se geslag in die lewe te hou, en ek het vir u gesê hoe dit gewerk het in daardie tyd, en nou lees ons in vers 8, en die man het teen middernag, dit is Boas, geskrik en vooroor gebuig, en hy sê, daar lê 'n vrou aan sy voet en end, en hy vra, wie is jy? En sy antwoord, ek is Rut, u dienares, brei u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. 'n gebruik van daardie tyd, daar was geen boosheid hier te bespeer nie, dit was 'n gebruik in daardie tyd, en sy het hom herinner daaraan dat hy die losser is. Hy is die een in lyn om haar nou as vrou te neem, sodat hierdie geslag van haar oorlede man in die lewe gehou kan word. Vers 10 sê, en hy sê, hoor sy reaksie, hy sê, geseënd is jy deur die Here, my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dogter, alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet, dat jy 'n deegsame vrou is. En nou kom ons by Spreuke 31 uit. Ek gaan vir u sê, as ek die verse lees, vers 1 sê, die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Daar staan, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale, dit is vers 10. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. Sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalms uit na die elendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte, as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is in haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Tot sover saam met die wonderlike woord van die Here, is 'n mooi gedeelte, nee. Pragtige gedeelte. God weet presies wat ons nodig het, ook in die jaar 2024, daarom is sy woord altyd relevant ook vir ons. Die teks van oordenking vanmôre is vers 10, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Ons tema vanmôre dan, Rut as praktiese voorbeeld van 'n deegsame vrou, en miskien sit jy as man daar vanmôre en jy sê, maar plaas net my vrou se naam daar ingesit het. En as jy wil, kan jy dit self doen. Sit jou vrou se naam daarin en kyk
hoe ook jou verhouding met jou vrou lyk en hoe haar optrede is en jou optrede teenoor haar en mag die Here ons ryklik seën, want vriende, die huisgesin is dan ook die kerk in die kleine. As u hier vandaan wegbeweeg, moet u kerk van Jesus wees. Die man as hoof, saam met sy vrou en die kinders, om vir 'n goddelose samelewing te wys, dat Jesus Christus 'n wonderlike doel het met die verhouding tussen man en vrou, die geboorte van kinders en dan die familiestruktuur, soos dit Bybels vir ons bekend staan. Daarom is die gebed van my hart dat ons vanmôre sal kyk na die lewe van Rut, dit bietjie vergelyk met wat aan ons tyd en dag aan die gang is, en hoe ons uit haar lewe kan leer. En ek gaan poog om regtig op tyd klaar te wees, want hierna het ons gemeentevergadering, gaan nie 'n lang vergadering wees nie, moet nie bekommerd wees nie. Dis 'n jaarlikse instelling waar ons 'n gemeentevergadering moet hou, en ek vra dat ons ook dan na die tyd net ook sal deelneem daaraan. Maar vriende, hierdie week toe ek hierdie boodskap voorberei het, ek vra altyd vir myself die vraag af, wat sal ek preek op Moedersdag, of op Vadersdag, of wanneer dit Kersfees is, of van hierdie geleenthede, want dikwels hoor mense dieselfde ding oor en ek het besef dat dit help nie ons wil iets snaaks en iets nuuts vanmôre vir u kom sê nie. Dit is nodig om deur herinnering 'n suiwere gesindheid te verkry deur wat God se woord vir ons leer oor die rol van die vrou en besonder die deegsame vrou van Spreuke, die 31ste hoofstuk. Ek het hier op my notas geskryf dat, vriende, as ons vanmôre dink aan die gedagte van 'n deegsame vrou, dan is dit in ons samelewing so skaars soos hoendertande. Het ons al gehoor, vir die jong kinders wat nie weet nie, dis 'n spreekwoord wat die ou mense gebruik het, as daar iets min of iets skaars is, dan sê hulle dit is so skaars soos hoendertande, want hoenders het nie tande nie. As jy dit nie geweet het nie, miskien moet jy gaan kyk. Hulle byt asof hulle tande het, miskien het hulle vals tande, ons weet nog nie, maar die hele beginsel is, dis asof deegsame vroue so skaars soos hoendertande geword het. Ek het gedink daaroor hierdie week, en ek het besef dat dit 'n rare verskynsel in 'n samelewing is, wat behep is met vroue regte, vroue bevrydingsbewegings, en vroue wat graag soos mans wil wees, en soos mans wil funksioneer. As u die televisie aansit, is daar haas nog 'n vrou op televisie wat graag 'n vrou wil wees. Hulle wil graag soos die mans wees, hulle wil boks en hulle wil karate doen, hulle wil rugby speel, en hulle wil cage fighting doen, en hulle wil alles doen, want die man is nie beter as die vrou nie, en hulle daai ding presies reg, want niemand is beter as die ander een nie, ons is anders. Dit gaan nie oor beter nie, dit gaan nie oor 'n voorrang by God nie. Voor God is ons almal dieselfde, maar ons het 'n bepaalde rol en funksie en taak en doel in die samelewing, en daarom in 'n samelewing waar vroue so behep is met vroue regte en hierdie vroue bevrydingsbewegings en al hierdie dinge, vind ons gebroke verhoudinge een na die ander, en vrouens wat heeltyd soek na selfvervulling en selfliefde en selfbehep is, en dikwels bly hulle soek na hierdie vervulling totdat hulle die dag sterwe, en dit bly hulle ontwyk. Daarom moet ons vanmôre 'n bietjie na Rut gaan kyk, en wil ek dit toepas op elke vroutjie vanmôre hier, met die gedagte dat ons werklik ons vervulling in die Here sal vind, en dan ons blydskap in die plek en in hierdie posisie waar die Here ons dan geplaas het. Nou in my studie hierdie week het ek agtergekom, daar is 'n baie interessante Joodse tradisie, wat dan ook handel oor Spreuke 31. Nou in hierdie navorsing het ek gelees dat, volgens die Joodse tradisie was koning Lemuel niemand anders as Salomo nie. Was niemand anders as Salomo gewees nie, en die naam Lemuel was 'n familienoemnaam vir hom, soos ons vandag ook maar in gesinne en families kry. En voor die vraag, wat is my noemnaam? My noemnaam is Boetie. Nie Boetie gaan border toe nie, Boetie omdat ek die oudste seun in die huis is. En daar's van die mense wat op die sosiale platforms my ook so begin noem. Weet nie of iemand uitgepraat het nie. Maar dit is maar die noemnaam. En het u geweet dat Salomo nog 'n noemnaam gehad het? U het geweet, 2 Samuel 12:25, Nathan die profeet het hom Jedidja genoem. Was een van sy byname gewees, Jedidja. So, volgens Joodse tradisie was Lemuel niemand anders as Salomo gewees nie. En hier's die interessante deel wat ek oor navorsing gedoen het. Nou, volgens hierdie tradisie het Salomo dan by sy pa Dawid en Batseba deur mondelikse oorlewering gehoor van hulle ouma grootjie Rut,
hoe haar lewe daarna uitgesien het, wat se tipe vrou sy was, wat se tipe vrou sy vir Boas was, hoe sy opgetree het in die tyd toe haar man gesterf het, en sy saam met haar skoonma Naomi geleef het, en hy het Spreuke 31 opgeteken, met haar in gedagte. En daarom vind ons hierdie ooreenkoms van waar hy dan ook skryf in Rut 3 vers 11, wees dan nou nie bang nie, Boas sê vir Rut, wees nie bang nie my dogter, alles wat jy sê sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet, dat jy 'n deegsame vrou is, en Salomo skryf in Spreuke 31:10, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. So of hierdie Joodse tradisie 100% waar is, weet ek nie, maar ek het wonderlike ooreenkomste gesien. Daar is nie minder as 8 ooreenkomste tussen die deegsame vrou in Spreuke 31 en die lewe van Rut nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie na van dit kyk. Hou moed, ek gaan nie al 8 hanteer nie. Ek gaan 'n klompie van hulle hanteer en ek gaan dit vinnig hanteer om vir u 'n goeie basis te gee van waar u kan werk en verder navorsing kan doen om te sien wat die Bybel vir ons leer oor die deegsame vrou. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die King James Woordeboek en die definisie van die gedagte van deegsaam gaan navors, en die King James Woordeboek sê dat die woord deegsaam dra die betekenis van iemand wat leef met wysheid, wat leef met moed en vriendelikheid, wat goeie maniere het, wat hoflik is, wat beskeidenheid het, wat vrygewig is en selfbeheersing in hulle lewe toepas. En vriende, nie een van hierdie goed is eintlik buite die normale nie. Dit moet eintlik normaal wees vir elke man en vir elke vrou. Maar die woordjie deegsaam verder, sy betekenis, hulle behandel ander regverdig en beter as wat hulle verdien. So as jy ooit teenoor jou ma iets wil sê, wees bly jy lewe nog. Want jy kry meer as wat jy verdien. Want ons het dikwels ons moeders so te nagekom en ons vroue so te nagekom dat hulle seker geregverdig kan wees as hulle ons van kant maak. Deegsame vrou of iemand wat deeg het, het goeie morele etiek en maak Bybelse keuses in hulle lewe. En vriende, luister gou. Dit is wat Salomo gehoor het van sy ouma grootjie Rut. Dis wie sy was. En hy skryf hierdie Spreuke 31 om iets te sê oor haar lewe en eintlik so bietjie 'n goeie getuienis te gee oor hoe ouma Rut se lewe of ouma grootjie Rut se lewe daarna uitgesien het. En ag, hierdie woordjie korale, sy's ver bo korale, of die Engels praat van rubies of 'n parel. Die gedagte eenvoudig, dit's iets so kosbaar dat jy alles sal doen om dit te verkry en as jy dit verkry het, om dit te behou. Dis dikwels so, wanneer 'n man en 'n vrou getroud is, so 'n paar jaar later, dan dink die man, hoe kan ek ontslaa raak van hierdie probleem in my lewe? En die vrou miskien dieselfde, en dit moet net teenoorgestelde wees. Sy so kosbare geskenk wat God vir my gegee het, dat ek wil sê, Here, ek wil nooit ontslaa raak van haar nie, en ek wil haar lief hê, soos ek 'n kosbare skat sal bewaar en sal lief hê. So kom ons val weg vanmôre met dit as agtergrond, Salomo wat skryf oor sy ouma grootjie Rut, en wat die Bybel vir ons dan wil leer. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het, is sy was lief vir haar mense. Nou ons lees daar in Rut 1 vers 15 van toe Rut en haar skoonma Naomi van die land Moab af teruggekom het na Bethlehem. Nou die naam Naomi was op 'n stadium gewees dat sy goed was. Daar was 'n goeie gesindheid in haar lewe. Sy sê later, noem my eerder Mara, want God het my bitterheid aangedoen. So, dit lyk nie of sy 'n maklike kliënt was nie. Sy was nie 'n maklike skoonma nie. So lyk dit vir ons uit die gedeelte in, besonder op hierdie stadium en tydstip in hulle lewe. Op 'n stadium toe hulle teruggaan na die land Bethlehem van Moab af, sê Naomi vir haar skoonsister of vir haar 2 skoondogters dat hulle moet omdraai en hulle eie volk en hulle eie gode terugdraai. Maar Rut sê, hoor hierdie vrou se gesindheid teenoor haar skoonmoeder wat eintlik vir haar sê, man, gaan terug na jou mense, vergeet van my en los my. Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Wat 'n wonderlike getuienis van 'n
skoondogter teenoor haar skoonma. Wonderlike getuienis wat sy vir ons gee. Nou kom ons na die boek Spreuke 31 en jy moet onthou, hierdie gesindheid was nie net teenoor haar skoonmoeder gewees nie. Dit is ook duidelik so gewees teenoor Boas later as haar man en teenoor haar kinders, want haar reputasie was in die stadspoorte gewees as een wat 'n deegsame vrou was. Sy was nie net lief vir haar skoonma nie, maar ook so gesindheid teenoor Boas geopenbaar en later teenoor haar kinders en soveel so dat Salomo dit opgeteken het in die boek Spreuke, die 31ste hoofstuk. Hoor wat sê vers 10, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Vers 11 sê die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Vriende, ek het daaraan gedink toe ek voorberei het. Rut se liefde vir haar skoonma het haar 'n besluit laat neem, wat haar lewe radikaal en onherroepelik sou verander. Sy was iemand wat deur dik en dun by haar skoonma gebly het, maar ook so aan haar man toegewyd was en aan haar kinders. Hierdie vrou Rut, vriende, was nie 'n supermens nie. Sy het nie 6 duim bo die grond gesweef nie, maar haar hartsgesindheid was reg, want sy het geweet dat sy dit doen vir die Here. En ek het daaraan gedink, hoeveel vroue is daar vanmôre wat eerlik kan getuig, ek doen aan my man goed? Of is u miskien die vrou wat vanmôre heeltyd kyk, waar doen my man verkeerd? Dat ek hom oor die vingers kan tik en vir hom sê, luister, jy moet so 'n bietjie opskerp, ou maat, want as jy my wil hê en my liefde wil verdien, sal jy so bietjie meer in lyn moet kom, en dan vergeet sy, dat sy elke 3de maand die opdragte en die verwagtinge verander. Een van die predikante het op 'n stadium gesê, dat hy na so 30 jaar in die huwelik, het uiteindelik besef, hy het al die antwoorde vir sy vrou se vrae gehad. Hy sê, daardie môre van hulle 30ste huweliksherdenking, toe verander sy al die vrae. Toe hy op die punt kom, het hy gedink, hy het al die antwoorde, toe verander al die vrae, maar die gedagte van môre is, sy het 'n liefde vir haar mense gehad, hoor gou, nie omdat hulle volmaak was nie. Naomi het bekend gestaan as die een wat bitter was. Bitter omdat haar omstandighede so radikaal verander het. Haar man het gesterf, haar 2 seuns het gesterf. Sy moes uit Moab terugkom na Bethlehem en hierdie vrou was bitter, maar Naomi se hartsgesindheid was reg, nie omdat haar skoonma hierdie wonderlike vrou was nie, maar omdat sy 'n liefde vir God gehad het, wat ons nie altyd kan verstaan nie. Dis 'n liefde wat die Here in ons harte uitstort. Dis 'n liefde wat die Here vir ons gee, vir ons mense, en in besonder ons vroutjies, vir ons mans en vir hulle kinders. Vriende, 'n deegsame vrou sien nie haar geliefdes en haar mense, haar man en haar kinders as 'n las wat sy met haar moet saamdra nie. Hulle sal nie die spreekwoordelike meelsteen om jou nek wees as jy die Here liefhet nie. Waarom nie? Want 'n deegsame vrou is iemand wat lief is vir haar mense. Sy praat goed van haar man, sy praat goed van haar mense, want sy het 'n liefde vir hulle wat die Here vir haar gegee het. Sy sien hulle as 'n geskenk uit die hand van God, en sy stel haar eer daarin, hoor wat ek u sê, sy stel haar eer daarin, om hulle lief te hê, te versorg en te begelei, in die waarheid en 'n tuiste skepper te wees. Beteken dit, sy mag nooit praat oor wat verkeerd is nie, verseker nie. Maar meeste vrouens praat met almal oor hulle man se verkeerd, behalwe met hulle man self. En dis die skande van ons tyd, dis die hartseer van ons tyd. Dikwels as daar tye van berading is, en 'n vrou sal vir my sê, maar luister, hierdie en hierdie en hierdie ding doen my man. As dit sonde is, moet dit aangespreek word, verseker, en ek spreek dit aan. Maar wanneer dit sommer hierdie bolangse goedjies is, dan vra ek dikwels die vraag, nou as jou man hier gesit het vanmôre, wat sou hy van jou gesê het? Jy sien, dit sny na al twee kante toe. 'n Vrou wat lief is vir haar man, en lief is vir haar kinders, en lief is vir haar mense, is iemand wat met die liefde van die Here Jesus ook hulle sal begelei, om dan ook vir hulle hierdie tuiste te skep, waarin hulle gelukkig en tevrede sal wees. Het hier geskryf, die liefde begin altyd by die man. Die vrou moet haar man in die eerste plek lief hê, en dan haar kinders. En sê 'n vrou eendag vir my so, toe ek hierdie gedagte aan haar voorhou, toe staan sy nogal 'n kwaai vrou.
Jy weet mos baie van hulle het 'n angry look. Hulle sit daai, wat is daai goed hulle opsit, mascara of iets? En dan kyk sy jou so. Dan sê sy vir jou, luister, het jy 'n kind 9 maande gedra? Ek lyk of ek 9 maande swanger was, op 'n stadium, maar ek het nie, nee, ek het nie. En dan sê die vrou vir my die volgende, dan sê jy nie weet wat dit is, om 'n kind lief te hê nie. Toe sê ek van nee, dan sê jy eintlik dat God nie weet nie. Want God sê die man en die vrou sal een wees. Nie die man en die kinders of die vrou en die kinders nie. Die man en die vrou sal een wees. Daarom begin die vrou sy liefde altyd by die man. En haar liefde vir haar man sal deursyfer na liefde wat sy vir haar kinders het en die kinders se liefde vir die man. En hierdie huishouding sal 'n huishouding wees wat God verheerlik. Jy sien, daar is 'n man met die naam van Martin Luther, jy onthou hom. Hierdie groot hervormer, hy het getrou met 'n non. Glo nou of nie, die Romeinse Katolieke Kerk het gesê dat mans nie mag trou nie. En op 'n stadium toe Martin Luther wegbreek van die Romeinse Kerk, toe stuur hy 'n visserman met hierdie groot dromme vol vis na die klooster toe. En die doel was gewees, jy kom nie met daardie groot dromme leeg terug nie. 5-6 nonne in daardie dromme uitgebring, en een van hulle het met Martin Luther getrou. Ek sê vir Eva, hy het daar seker nie geryk toe sy daar uitklim nie. Maar dan sê hy miskien nie met haar getrou het nie. Maar Martin Luther het gesê, toe hy met hierdie vroukie getrou het, 6 kinders gehad, 'n wonderlike huwelik gehad. Hy sê, let the wife make the husband glad to come home. And let him make her sorry to see him leave. Ek vra jou, is dit jou huis? En ek wil vir u sê as vroukies, u is die grootste rolspeler in hierdie gesindheid. Want ons weet, dikwels die vrou se gesindheid bepaal die gesindheid en die atmosfeer in die huis. Mag die Here u genade gee om te sien, is nie 'n swaard wat oor jou kop hang nie, maar 'n wonderlike voorbeeld uit die lewe van Rut, dat sy liefde gehad het vir haar mense, liefde wat die kwaad baie keer oorgesien het. En daardie gesindheid geskep het, daardie atmosfeer geskep het, waarin die Here verheerlik sal word. Die tweede gedagte, sy was 'n harde werker gewees. Rut 2 vers 2, en Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, laat ek tog in die land ingaan en are optel, agter die een in wie sy ook genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dogter, en die dienaar, die opsigter, vers 6, oor die sneiers antwoord en sê, dis nou vir Boas. Want Boas vra, wie is hier die jong meisie wat so are optel, en hulle sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het, en sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die sneiers? Sy het toe gekom en gebly van vanmôre af tot nou toe, sy het maar min daar in die huis gesit. Dit was 'n vrou wat hard gewerk het. Sy was iemand wat haar tyd en energie geplaas het in dit wat sy moes doen om ook versorging te bring op daardie stadium vir haar skoonmoeder wat niks gehad het nie. Spreuke 31 verduidelik dit vir ons so mooi, Spreuke 31:13. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Die deegsame vrou van Spreuke 31 kom so mooi ooreen met Rut daarin die boek Rut, vers 15. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel van haar diensmeisies. En ek stop net daar om vir die vroukie te sê, jy hoef nie elke môre voor die hoenderkraai op te staan nie, nê? Of die haankraai op te staan nie. Dis nie wat die gedeelte sê nie, maar dit beteken ook nie ek lê tot die son my uit die bed uit bak nie. Daar moet 'n mooi balans wees in jou lewe om jou vroulike pligte en jou huishoudelike pligte dan ook uit te leef. Vers 19, sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Opmerksaam gaan sy die werksamehede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Sy was 'n tuiste skepper, maar ook deur dit wat sy gedoen het by die huis, het sy die las vir haar man ligter gemaak wat die finansiële aanbetref. Jy sien, Rut was 'n baie voorbeeldige en getroue vrou gewees. Sy het nie 'n leie haar, kan ons sê, op haar kop gehad nie. Wat sy gedoen het sy van harte gedoen asof vir die Here en nie vir mense nie. En wat belangrik was, wat ek raak gesien het, sy het nie net vir haarself gesorg nie. Maar die Bybel sê vir ons, sy het die middagete gekry by Boas, sy het daarvan oorgehou en haar skoonma teruggevat. Dit wat sy opgetel het op die land, het sy teruggevat na haar skoonma, om ook daar versorging te bring.
En later ook so in die huwelik met Boas en die kinders wat gebore sou word. Jy sien, daar was 'n gesindheid waar gewees om hard te werk. En dis belangrik om te sien dat God se woord ons ook oproep, en besonder ons vroutjies, om hard te werk. Om jou eer daarin te stel, om dan ook 'n tuiste skepper te wees. En ek het so tyd terug 'n berading met 'n vrou gedoen wat vir my gesê het, haar woorde was presies die volgende: dink jy die Here het my geroep om die res van my lewe kos te maak vir my man en my huis skoon te maak en wasgoed te was? En ek kyk haar so, ek sê, dis presies wat God jou voor geroep het, net met 'n ander gesindheid. Net met 'n ander gesindheid. Nou, sy was nie baie beïndruk met wat ek gesê het, en pla my nie veel nie. Ek is nie hier om mense te beïndruk nie. As jy in jou huis goed doen, met 'n weersin in jou siel, los dit. En God gaan van jou rekenskap eis, maar my oproep vanmôre is dat ons uit Rut se lewe sal sien. Dis nie 'n minderwaardige werk nie, dis die hoogste roeping van 'n vrou om haar gesin te beïnvloed. God sal vir jou loon gee in die hemel, en hierdie loon, vriende, sal wees wat jy aan die voete van Jesus kan neerlê, omdat hy jou met hierdie hoogste roeping dan ook genade gegee het om die vrou te wees wat hy van jou vra om te wees. Werk hard, doen jou take met 'n vlytige hand en sien elke geleentheid as 'n geleentheid om die Here te eer deur die versorging wat hy deur jou hand aan jou geliefdes gee. Vriende, een van die dae, luister wat ek vir u sê, is alles verby. Jy moet mooi hoor wat ek vir u sê. Dan gaan 'n tyd aanbreek dat jy te oud is om ander te versorg. Dan gaan 'n tyd aanbreek dat jy sterwe, dat jy niemand meer kan versorg nie. Mag jou getuienis wees soos die van Rut. My ma was, en my ma was. En as ons by gesprekke kom, vertel my ma was. En as jou ma dit nie was nie, wees jy dan die vrou om dan God te verheerlik. Sy was 'n harder werker, sy het gedoen wat haar hand gevind het om te doen. Die volgende gedagte, haar spraak was opbouend gewees. Haar spraak was opbouend. Hoor wat sê sy in Rut 2 vers 10. Jy onthou toe Rut sy genade, of Boas die genade aan Rut bewys het, toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir Boas, nou jy hoef nie vir jou man se val op jou aangesig en vir jou man sekere goed te sê nie, dis nie wat die Bybel sê nie. Hier wys dit vir ons op die gesindheid van Rut. Sy en Boas was nog nie getroud nie. Daar was nog nie hierdie vereniging van twee onvolmaakte mense, in hierdie vereniging wat God dit noem die huwelik nie. Maar sy val voor hom neer en sy sê, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang sou stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is. Die deursnee vrou sal vandag vir hom sê, net 5 of 6 gerwe gars, is jy 'n synige ding? Jy het mos baie meer gars, gee bietjie meer. En wat van belasting en inflasie en alles? Laai hierdie waantjie van my vol, en dit was nie Rut se gesindheid nie, sy was nie verwaand nie. Sy het nie te veel gepraat nie. Tannie Ina sê altyd, baie praatjies maak baie gaatjies. Sy was iemand wat sy spraak opbouend was, sy het gepraat wanneer dit nodig was, en sy het gepraat met die nodige agting en respek vir die ander. Vers 13. Toe sê sy, so vind ek dan genade in die oë, my Heer, want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. Onthou, sy is 'n Moabitiese, Boas 'n Israelies, 'n man wat die pad met God gestap het, en hy ontferm hom oor hierdie vrou. Maar die Bybel leer vir ons dat hierdie vrou ook 'n gesindheid gehad het, haar woord het verklap wat in haar hart aan die gang is. 'n Wonderlike vrou wat die Here lief gehad het en gedien het. Spreuke 31 vers 26, die deegsame vrou, die ooreenkoms. En as u wonder wat se woorde hier voor staan, is die Hebreëse alfabet. So as u gewonder het, hoekom ek dit nie lees nie, dis net die Hebreëse alfabet. Dan staan daar vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Rut se woorde, vriende, was met sout besprinkel gewees. Jy sien, die vrou se vriendelikheid moet aan alle mense bekend word, en dit verklap dikwels wat in ons hart aan die gang is. Ons kan nie anders te praat as dit in ons hart aan die gang is nie. En dikwels wys die Here ons hoe bedrieglik ons harte is deur die woorde wat ons uitspreek. Psalm 119 vers 115 sê, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Rut was 'n besondere vrou gewees.
en haar spraak het ooreengestem met haar lewe van deugdsaamheid. Ek vra jou vanmôre as dame, as moeder, wat hoor jou man en jou kinders by jou? Dit is belangrik om hierdie vrae te beantwoord, want dit is noodsaaklik om te hoor wat die Here vir ons deur sy woord wil kom leer. Onthou, om kind van die Here te wees beteken nie dat ek lees die Bybel en ek bid en ek gaan kerk toe nie. Nee, dis deel van dit. Ek sê onlangs vir 'n vrou met wie ek berading doen, ek en Ethel sit gewoonlik by en dit is altyd lekker as my vrou bysit, dan kan sy saam praat. En die vrou kom op 'n stadium met baie slim praatjies oor baie goedjies wat sy doen. Dis lank op my knieë en ek lees 2, 3 verskillende Bybels. Who cares? Leef wat jy lees. Leef wat jy lees. Die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is dit in jou lewe as vrou? Is dit in my lewe as man? Is daar in my huis harmonie, omdat ons iets van die vrug uitleef? 'n Vrou is een wat deur haar woorde of haar gesin kan opbou, of hulle kan afbreek. Hoe sê hulle, my ma's kwaai? En dis goed as jou ma kwaai is oor die regte goed. Maar is daar ook opbouende woorde in dit wat sy sê? Iemand sê op 'n stadium vir my, en ek luister 'n boodskap waar 'n man dieselfde herhaal het. Dis die spreekwoord wat sê, sticks and stones will break your bones, but words can never hurt me. Jy het al gehoor? Kinders sing dit baie keer. En dis 'n leuen. Woorde maak baie seerder as daardie stok wat jou slaan. En dit geld hier vir die vrou en dit geld hier vir die man ook. Ek verstaan nie waarom 'n man en vrou trou en mekaar heeltyd sleg sê nie. Daar is baie keer verskille, daar is baie keer argumente, daar is baie keer dinge wat uitgesorteer moet word. Maar mag ons woorde opbouend wees en mag Rut ons begelei ook in hierdie groot waarheid, so Salomo opgeteken het wat hy gehoor het van haar, dat haar woorde met sout besprinkel was. Die voorlaaste gedagte, en ek is goed in my tyd, julle gaan trots wees hier op my. Nou is Moedersdag, nie vir my geluk te wens na die tyd nie. Ek probeer my bes ter wille van die moeders. Sy was moreel bo verdenking gewees. Rut 3 vers 9. Hy vra, wie is jy? En sy antwoord, ek is Rut die dienares, brei u dan u vleuels oor die dienares uit, want u is die losser. En hy sê, Boas sê vir Rut, geseënd is jy deur die Here, my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangeloop het nie. Spreuke 31 vers 11 sê, die hart van haar man vertrou op haar. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Vriende, Rut was nie soos die vroue van haar tyd nie. Hoe was die vroue van haar tyd? Onthou u, die boek Rut speel af in die tydperk van die rigters. En die Bybel sê vir ons, in die tyd van die rigters het elkeen gedoen en geleef soos hulle wil. Nie Rut nie. Sy was nie een wat haar liggaam en skoonheid gebruik het om mans te lok en te verlei nie. Haar voorkoms, haar kleredrag, haar optrede teenoor Boas wys, sy het 'n goeie karakter gehad. Sy was nie 'n los vrou nie. Sy was nie 'n vrou wat aandag gesoek het deur haar voorkoms nie, terwyl die Bybel vir ons sê dat sy 'n baie mooi vrou was. So mooi dat toe Boas op sy land aankom en hy sien haar tussen die ander mense wat are optel, toe vra hy onmiddellik, wie's daai girl? Wie's daai ene? Sy's mooi, sy trek my oog. Maar tog, sy getuienis oor haar, jy's nie 'n los meisie nie, want jy gee nie jou liggaam en jou lewe aan jong manne, ryk of arm nie. Sy was 'n vrou gewees wat moreel bo verdenking was. Vriende, ek het hierdie week baie daaroor gedink en wil ek vanmôre vir die ma sê, moreel moet jy bo verdenking wees. Dis vandag nie meer 'n snaakse ding as jy hoor hierdie vrou het haar man verneek nie. Vroeger jare was dit meer aanvaarbaar in die samelewing, dis nog steeds sonde en dit moet nooit gebeur nie, maar dit was meer aanvaarbaar in die samelewing dat die man baie keer ontrou was aan die vrou. Deesdae lyk vir my wil die vrouens die bordjies verhang. Ontrou aan hulle man. En jy hoor dit al hoe meer met hartseer gevolge, want luister, die ene soos die ander ene. En dikwels trou die een die ander een, hulle dink, nou het ek, verskoon asseblief die Engels, die jackpot geslaan. En dan sien hulle uiteindelik die pot misgesit. OK,
U verstaan die uitdrukking. Die hele gedagte net, vriende, wat ek vir u vanmôre wil sê. 'n Ma is een wat deur haar klere drag, deur haar optrede, deur hoe sy praat met die teenoorgestelde geslag, nie net vir haar man moet wys dat sy lief is vir hom nie, maar ook vir haar dogter en vir haar kinders 'n voorbeeld is. Dis goed om ordentlik aan te trek. Jou liggaam is nie vir 'n ander om te waardeer nie, maar vir jou man om te geniet. Jy maak nie praatjies met die teenoorgestelde geslag en soek aandag wat na jou kant toe getrek word nie. Nee, soos Rut is jy een wat geokkupeer is met die een wat jy liefhet, omdat God hom vir jou gegee het. Dis belangrik om jou dogter so te leer. Het u gesien hoe trek dogters aan? Wil u verstaan waarom die verkrachtingssyfer in Suid-Afrika is wat hy is? Iemand het eendag gesê, as jy niks wil gee nie, moenie adverteer nie. En dis die hartseer van ons tyd. Dan gaan jy na die huis toe, dan sien jy dat die ma dieselfde aantrek. Dat die ma dieselfde morele uitkyk op die lewe het van, hoeveel mans kan vir my kyk en hoeveel mans kan ek aandag, of aan mans kan ek aandag trek. En dis die probleem van ons tyd, vriende. En daarom dank ek die Here vir die vroue in ons gemeente, wat ook hierdie saak verstaan, dat hulle moreel voor God rein moet lewe. Vir hulle man moet wees, die een wat hulle lief het, en een wat hulle kinders begelei in hierdie waarheid van God se woord. En nou is 1 of 2 aanmerkings wat ek wil maak, of opmerkings sê eerder so. Ek hoor onlangs van 'n vrou wat sê, sy kontak nog haar skoolvriende. Nou, u weet hoe voel ek daaroor? Hy's nie meer jou skoolvriend nie, hy's nou 'n getroude man. Los hom uit, is nie joune nie. Los hom. Ek kontak hom, net ons praat bietjie, ons chat. Gaan chat met jou man. Gaan praat met hom. Hy's die een wat God jou nou gegee het. En dan die ander onding, die boosheid van ons tyd. Die ladies nights. Ons gaan bietjie as 'n paar vriendinne uit. As jy jou huwelik op die rotse wil laat beland, doen dit. En moenie nader na my toe kom of my vra om jou te help nie. Dis die antwoord ek vanmôre van die kansel vir jou wil gee. Daar is nie 'n ding soos 'n ladies night vir 'n vrou wat getroud is nie, nie vir 'n moeder nie. Sy's 'n vrou wat haar plek in die huis vol staan omdat sy God liefhet. Maar jy ken nie my man nie. Miskien sê die man, jy ken nie my vrou nie. Die feit van die saak is, in hierdie verhouding moet ons God verheerlik. En dan die laaste gedagte, vriende, waarmee ek afsluit. Rut kon al hierdie dinge gedoen het, omdat sy op God vertrou het. Rut 2 vers 12, mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Rut was nie per toeval op Boas se land nie, soos ek reeds vir u gesê het in die reeks, wat ons gehou het uit die boek Rut. Sy het haar lewe absoluut aan die Here gewy, en die Here het alles beskik en bepaal, sodat hulle dan later die oupa en ouma grootjie sou wees van Salomo, die koning, en later sou Christus ook uit die geslag gebore word, uit die geslag van Juda. Spreuke 31:29. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Dit is my so mooi om te dink dat dis amper die kersie op die koek van Rut se lewe. Dis die kersie op die koek van die Spreuke 31 vrou, wat heel moontlik verwys na die vrou Rut. Is dit dat sy op die Here vertrou het met haar hele lewe. Sy het onder die vleuels van die Almagtige kom skuil, en sy was een wat die Here gevrees en die Here gedien het en die Here gevolg het. Ek wil vir ons vroutjies sê, vir ons moeders in besonder, die lewe is nie maklik nie. Ek besef die uitdagings. Die lewe het baie uitdagings, en miskien sit jy met 'n man wat 'n korrelkop is. Miskien sit jy met kinders wat jou nie altyd respekteer soos hulle moet nie. Maar die Bybel sê vir ons, as jy hierdie God van hemel en aarde vertrou, sal hy deur jou lewe en gesindheid dan ook die ander na die Here trek. Kom ek lees gou vir u wat sê die boek Petrus oor hierdie saak. Was Petrus getroud, ja of nee? Vang ek julle, nee, Paulus was nie getroud nie, Petrus het 'n skoon ma gehad. Dit beteken hy moes 'n vrou gehad het. Sy skoonma het waar gebly? By hom. Vir niemand sê nie, by hom gebly. Okay. Maar hoor wat skryf Petrus. Net so met julle vroue,
aan julle eie mans onderdanig wees. Nie slaaf nie, onderdanig. Die gesindheid van, ek is hier om onder my man te kom, sodat ons die huishouding tot eer van die Here dan kan uitleef, en ons kinders kan grootmaak om God te verheerlik. Ok, sodat, wees onderdanig, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Ek praat onlangs met 'n man, hy was skriba in 'n bepaalde gemeente gewees, nie onlangs nie, so tyd terug eintlik, skriba by 'n bepaalde gemeente gewees, en hy sê as hy by die bepaalde huis aankom, om saam met die predikant deur die notules te werk, hoe sê dit op die sypaadjie op sy kar, die bonnet, wat is dit in Afrikaans? Die engine kap, moes hy dit daarop doen, want die vrou het hom nie toegelaat in die huis nie. Wat 'n gesindheid straal jy uit deur jou lewe? As jy bely behoort aan die Here, sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat mense na jou lewe moet kyk en eintlik sonder woorde gewin kan word. Vers 2, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Vers 3, julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Dames, ek wil net hier stop. Jy hoef nou nie te lyk soos van daardie scary movies nie. Jy hoef nou nie jou hare te laat groei, geen grimering aan te sit nie. Jy weet, te lyk as jou man in die huis kom, dat hy skrik en dog iemand het ingebreek nie. Dis nie wat die Bybel hier sê nie. Maar dit moenie gaan oor die uiterlike versiering om aandag na jouself te trek nie. Jy moet altyd mooi lyk vir jou man. Julle versiering moenie uiterlik wees haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere, soos baie van die vrouens in daai tyd gedoen het om aandag te trek nie. Maar, vers 4, die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die heilige vrou wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. Ek vra vanmôre die vroutjies, die moeders, het jy 'n reine godsvreesende wandel voor God? Die verborge mens, is daar 'n sagmoedige en stille gees? Dit beteken dat die Here ook deur dit jou man en jou kinders se harte kan verander, as hulle kyk na jou en hoe jy die Here dien. Ek het gesê, ek gaan klaarmaak voor 11 uur, ek is klaar. Ek is trots op myself en ek dink julle ook. Kom ons sluit af. Rut as praktiese voorbeeld van 'n deegsame vrou. Sy was lief vir haar mense, sy was 'n harde werker, haar spraak was opbouend, sy was moreel bo verdenking, sy het op God vertrou. Die vers waarmee ek die huis toe wil stuur is, wie sal 'n deegsame vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. My vrou is my meer werd as enige iets wat mense vir my kan gee of bied. Na 33 jaar deur God se genade word ek net liewer vir haar by die dag. Waarom? Vanmôre vir die Here gesê, sy leer my baie van Jesus. Sy leer my baie van Jesus. Nie omdat sy vir my heeldag preek nie, omdat sy vir my leef soos 'n kind van Jesus. Mag die Here ons genade gee, mag die Here vir ons wysheid gee. As jy nie getroud is vanmôre nie, soek vir jou so 'n vroutjie, en maak seker Rut is in haar naam. Kom ons bid saam. Vader, ons besef dat hierdie praktiese dinge is wat U in die woord opgeteken het, en ons besef daar is baie leemtes in ons eie lewe as man. Daar baie leemtes in my lewe teenoor my vrou en my kinders, en ek glo die meeste vroutjies en moeders sal saamstem, in hulle lewe is daar baie leemtes, maar Here, ons het nie nodig om daar te bly nie. Elke dag is 'n nuwe geskenk uit U hand om die verkeerd reg te maak, om die foute, Here, te herstel, om die sonde te bely en dan te lewe om U te verheerlik. Dit is nie maklik om vir U te lewe nie. Dit is verseker so, en in 'n huis baie keer waar die man en die kinders in opstand is, en baie keer nie dankbaar is nie, en baie keer 'n swak gesindheid openbaar het, die vrouens, soos ons maar praat, die spreekwoordelike haar op die tande nodig. Maar Here, gee hulle genade om met hierdie stille gees dan ook 'n getuie te wees, en so 'n tuiste skepper te wees, waar die man en die kinders vrede kan vind. Vrede met mekaar, vrede met God, deur Christus Jesus, ons Here. Dankie vir hierdie baie besondere boek, Rut in die Bybel. Dankie vir Spreuke 31. Dankie vir hierdie getuienis van hierdie vrou. En alhoewel ons ver te kort skiet aan so baie, vra ons Here, kom ons swakheid te help. En ons bid dit met danksegging.